Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug, dit is tyd vir volgens kraakbesprekings en Gert van der Westhuizen sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Pierre. Meneer van der Westhuizen. Ek sal nou volgende keer moet onthou meneer Breitenbach om 'n bietjie amptliker te wees. Dis okay Gert, dis okay. Jy verdien die krediet. Die titel. Okay, nee, goed, baie dankie meneer, ja. Dis beter as wat party mense my noem. Maar nou ja. Hoor die kommentaar onder in bladsy. Ja, die mense raak rof deesdae Pierre en daar op X of wat noem jy dit deesdae? Ja, nee, mense sê lelike goed. Gereeld, nee. Gereeld, ja. Ek wou amper geraal het, maar ek gaan dit nie dink dan nie. 'n Joernalis se werk is om gewild te wees nie. Dit is nou baie. Gert, ons begin sommer vanoggend by 'n klomp misdadigers. Jennifer, ja, dit maak 'n mens baie bekommerd. Nou met hierdie kommissie van ondersoek, die Mandlanga kommissie van ondersoek en die ad hoc komitee in die parlement wat kyk na luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi se beweringe oor politieke inmenging by polisieondersoeke. Dis verstommend hoe georganiseerde misdaad sy tentakels oral ingeslaan. Ja. Shamila Batoy het gister voor die komitee getuig daarvan 'n aanklaer wat ook lid van 'n syndikaat is. Ons het nou gesien van die getuienis dat die Ekurhuleni Metropolisie Departement ook maar basies 'n misdaadsyndikaat is. Daar's meer as 300 mense, lede van die Metropolisie wat ernstige oortredings begaan het, soos verkrachting en moord. Daar word nie teen hulle opgetree nie. Dis nou jou Metropolisie wat mense moet oppas. Ja, dan kyk jy na goed soos die ANC gister het vir Kelly Mbalula weer gesê die ANC is so geïnfiltreer deur mense wat skelm goed wil aanvang, wat poste wil hê, wat rykdom wil hê, wat tenderpreneurs is en al daai tipe van dinge, jy weet, en hy sê nou ja, dis baie moeilik om hulle uit te hou, maar nou ja, ek weet ook nie of dit so moeilik is. Hoe kan dit gebeur het as hy nie daarvan deel was of geweet het daarvan? Hy sê die ANC het niks te doen natuurlik met amptenare, staatsamptenare wat bedrog pleeg nie. Hy sê die mense wat met die verkrygingsprosesse werk doen net wat hulle wil. Nee, ek weet nie, dit maak ook nie vir my lekker sin nie, jy weet, want die ANC is ons nou weer hier op 'n nuwe herlewingsrand. Ja. Rent af. Ja, lyk my vir Kelly Mbalula het gister eers aangesluit by die ANC. Ja, daar sê ons baie mense sê ons van die ANC in 1994 ontban is en die deure oopgegooi het baie mense ingekom wat jy weet nie eintlik regtig in die saak geglo het nie, maar net in hulle eie sakke geglo het. En mense sien nou baie van hierdie goed ook, jy weet by Pretoria die adjunkt burgemeester wat natuurlik bande het met sekuriteitsmaatskappye wat hy nie mag hê nie, hy's 'n openbare amptenaar, hy mag nie sulke goed doen nie. Jy weet, dan het Batoy ook gister gesê, weet, hierdie georganiseerde misdadigers is baie slimmer as die polisie. En dit maak 'n mens baie bekommerd. Ja. Want ons het al hoeveel keer gewys op die uithol van die polisie en sy misdaadintelligensie-eenhede tydens die Zuma-jare en dit het nog nooit reggekom nie. Nasionale vervolgings het ook nog nooit reggekom nie. Daarom pogings aangewend om hulle reg te kry, maar dis baie kommerwekkend hierdie goeters wat 'n mens lees. Jy weet, want as dit eers gebeur, ja, dan wie vertrou jy nou? Jy kan nie jou aanklaers vertrou nie, jy kan nie jou polismanne vertrou nie, jy kan nie jou politici kan jy al lankal nie meer vertrou nie. Enige politikus kan jy nie meer vertrou omtrent nie. So wat bly oor vir die mense van die land om dan te doen? Gert, en al wat ek kan verstaan nie, as ons weet dat daar, as jy kyk na die getalle van die Ekurhuleni Metropolisie, jy vra ek hoe stop jy dit? Nee, wat ek wil lees, nou kom dit uit. Ons weet so almal op 'n streep. Ek gaan hom vir 2 mense oorbly, dan bly die 2 mense oor wat niks teen hulle het nie. Die res moet almal dan nou op sy staan. Ja, ek sien net dat die Julius Mkhwanazi, die waarnemende Metropolisie hoof, tydelik geskort, maar nou is die partye moeilik. Hulle sê hy moet permanent geskort word. Maar goed, moet seker eers teen hom bewys word, maar dis reg wat jy sê Jennifer, daar moet dadelik opgetree word. Mense moet geskort word. Die probleem is nie daar's 'n kultuur van straffeloosheid in die land. En dis ons groot probleem, die kultuur van straffeloosheid. Mense word nie gestraf vir hulle misdade nie. Jy weet as jy nou kyk na daai klomp, dit is verskriklik. Daar's elke liewe misdaad onder die son is omtrent daarson nie. Gert, ek wil hê my Metropolisie moet wees iemand wat moontlik te doen het met kidnapping, murder, extortion, culpable homicide, kidnapping, verkoop van onwettige drank. Jy weet ons lees nou in Engels, maar roekelose bestuur onder die invloed. Nou bestuur 33 van hulle het onder die invloed bestuur. Nou gaan hulle nou ander mense in hegtenis neem wat ook onder die invloed bestuur. Presies. Jy weet, ja, nee, een dronkie kan seker 'n ander dronkie uitken, maar nou ja, ek weet nie, dit is ja, dit is net verstommend. Nee, mens moet baie keer wonder 'n mens maar net of jy nie maar net moet lag daaroor nie, maar dit is nie eintlik snaaks nie. Ja, soos jy sê, die probleem is ons kan seker lag daaroor, maar daar's realiteite hier. Ja, daar is mense wat daar is vrouens wat na die Metropolisie toe gaan met
met aanklagtes dat hulle verkrag is deur iemand en wat is die kanse dat hulle met 'n metropolisie dit dan praat wat al ook skuldig bevind is van verkrachting. Wat is die empatie wat hy gaan hê? Mense vra daai vraag onmiddellik. Wat is die empatie wat die metropolisie lid vir die publiek gaan hê as hy dalk voorheen homself ook aan so 'n misdaad skuldig? Ja, natuurlik. Jy weet, Pierre, as jy kyk na die bendegeweld in die Kaapse vlakte en jy kyk hoeveel keer is daar al polisiemense beskuldig bevind van onwettig wapens verkoop aan bendes. Jy weet, dit is net verskriklik. Daar's een man wat mos daarvoor aangekla is, maar hy's vrygespreek en tussen of hy hoef nie sy vonnis uit te dien wat ook eintlik nie reg is nie. Jy weet, ek meen hoeveel kinders is nie deur daai wapens al doodgemaak. Maar nou ja, ek weet nie, ek dink ons morele kompas is 'n bietjie nie lekker op die mekaar. Gert baie. Nog weet nie die ene nie, Jennifer. Kan mense sê. En dan die VSA kom nie na die G20 toe nie, maar ek dink ek moet nou 'n liedjie uit die Vita uitsing, Don't Cry for Me Argentina. Ja, hy kom ook nie. Javier Milei, as dit nou reg is hoe mense sy naam uitspreek, maar hy's 'n groot vriend van Trump, so hy sal uiteraard alles doen wat Trump doen. En hy het nou besluit hy kom ook nie, hy gaan sy minister van buitelandse sake dalk stuur. Ek sien Dirkou, ons departement van internasionale verhoudinge en samewerking, het gesê hulle sal vandag eers kommentaar lewer. Wel, dis goed en wel dat die mense wegbly. My probleem net is, jy weet, die G20 is 'n baie goeie forum vir diplomatie, jy weet, soos een prof Johansie van Wyk van Unisa nou eendag van sê dis wandelgang diplomatie. Jy sien mense wat jy nooit sien en jy weet as jy jou afsny van die res van die wêreld af, kan dit jou ook tot nadeel strek later. Jy weet, die dag as Trump nie meer daar is nie, wat gebeur dan? Jy weet, so ek weet nie, hulle moet nou maar dit doen. Jy weet, die G20 gaan aangaan, met of sonder hulle, so ons sal nou maar sien of daar nog mense gaan wegbly. Ek weet nie of daar nog sal wegbly, daar's sien gerugte doen hier rond Indië, nie Indië nie, Italië sal dalk wegbly en nog een of twee lande, maar ons sal maar moet kyk daarna, jy weet, daar's ook gerugte dat Xi Jinping nie sal kom as Trump nie kom nie en ons moet maar kyk wat gebeur, jy weet. So. Wat is die impak hiervan polities op ons beeld in die res van die wêreld? Want dit is die steen des aanstoots nou is ons regering se oënskynlike volgens Trump se beginsels en sy toepassing van die wette in die land. Wat is die effek internasionaal op ons? Kyk, Fikile Mbalula het gister gesê weer Trump speel nie oop kaarte met hulle, want dan sê hy dit, dan sê hy dat, dan sê hy dit, dan sê hy dat hy luister nie al. Die effek vir ons, dit is 'n klap op ons gesig uiteraard, Peer. Maar ek dink ook dit kan die integriteit van die G20 as 'n geheel benadeel, want die G20 moet elke keer as hy nou aan die einde van sy beraad moet hy 'n verklaring uitreik en daar moet konsensus wees vir die verklaring. Nou as twee lande al klaar nie daar is nie, dan gaan daar nie konsensus wees nie. So jy moet dan gaan op voldoende konsensus. Want Milei het hy was juis ontevrede met van die goed wat verlede jaar aangeneem is. Jy weet, hy het ook maar dieselfde probleme as Trump en ons wat nou ons tema solidariteit, gelykheid, volhoubaarheid, dis nou vloekwoorde vir hulle, vir hom en vir Trump. So ja, so dit gaan die integriteit van die G20 raak en dit is 'n bietjie 'n klap in die gesig van Suid-Afrika, maar dis duidelik dat Suid-Afrika nie meer die internasionale prestige het wat ons gehad het onder Mandela en Mbeki nie. Dit het met Zuma se liderlik skeef geloop en Ramaphosa kon dit ook nog nie herstel het nie. Ek dink is so fyn lyn Gert, mens kan nou net krities wees teenoor die regering. En dan moet jy gaan, nou, hoeveel gaan jy na ander lande se pype dans? Hoeveel gaan jy by jou interne prosesse en beleid hou? En hoeveel, daai balans dink ek is so moeilik. Gaan jy as een land net iets sê, okay, alles verander om by een land aan te pas, of gaan jy gaan, okay, daar's ook 'n mate van soewereiniteit, so hierdie is waarvoor ons staan. Ja, dis baie moeilik. En dan moet jy kyk na jou beste belang en is dit in jou belang om die land kwaad te maak? Is dit in jou belang om in daai land vriende te wees? Thabo Mbeki het gesê in sy tyd was George Bush die president. George Bush was ook 'n konservatiewe republikein, maar hulle het baie goed saamgewerk. Hy sê Bush het nooit 'n besluit oor Afrika geneem sonder om eers met Mbeki te praat nie. Maar Bush was 'n ander soort president as Trump, jy weet, want Bush het ook hierdie fondse ingestel vir arm lande wat Trump nou van die tafel afgevee het. So ja, dit hang maar baie af van wie aan die ander kant ook sit nie. As jy jou diplomatie die hele tyd op Truth Social voer, dan is dit baie moeilik om met so 'n persoon te onderhandel. Jy moet probeer aanpas by hulle. En ek weet nie, ja, die diplomatie moet seker 'n sekere soort van decorum nog behou. Ek weet nie, dis vir my baie moeilik hierdie goed in die wêreld. Maar soos jy sien, die wêreld is so 'n mekaar plek. Nou kom al die lande bymekaar. Daar nou is Rusland en Brittanje is hier, maar Brittanje pas sanksies teen Rusland toe. Indië is moeilik want hy is in China probeer hulle spiere bil daar in hulle deel van die wêreld en die een hou nie baie van die ander nie.
So jy weet daar's baie spanning in die wêreld en dan praat ons nie eens van Palestina, ons praat nie eens van die oorloë in Afrika en sulke plekke nie, jy weet. So dit is 'n baie onstabiele wêreld wat ons nou sien, finansiëel onstabiel weens die goed wat Trump gedoen en dan polities onstabiel van goed wat al van jare lank af aankom, jy weet. Ek sien Indië en Pakistan grom ook nou weer vir mekaar. En ek dog daai oorlog is beëindig, maar nou ja, daai oorlog sal nooit beëindig word en daai spanning sal altyd bly. Jy weet maar die wêreld is maar 'n de mekaar plek en daarom het 'n mens eintlik iets soos die G20 nodig dat die groot lande kan saam sit en kan sê maar goeie aarde, is daar nie iets wat ons kan doen om 'n bietjie meer stabiliteit teweeg te bring. So dis eintlik die groot rol wat die G20 speel. Hy kan geen besluite neem en geen besluite afdwing nie, maar hy kan bietjie hy het groot invloed. Nee, ek dink is 85% van die wêreld se bruto nasionale produk, 75% van die wêreld se handel en hy het 'n groot klomp van die wêreld se bevolking ook. So hy's geweldig invloedryk. So hy kan sy invloed dalk gebruik. Maar nou ja, ons sal maar sien wat gebeur volgende naweek. Gert, en daar is nou nog 'n Zuma in die hof. Ja, Zuma se dogter Dudu Zuma Sambutla is in die hof weens sy is aangekla dat sy mense tot geweld aangehits het tydens die 2021 onluste in KwaZulu-Natal en Gauteng kort nadat haar pa toegesluit is. Jy onthou mos of daai onluste en so sy klomp WhatsApps rondgestuur met wat video's bevat het van die goed is deur tot soveel as 33,000 mense gekyk en die Sarah Jane Trent wat destyds vir Paul O'Sullivan se Forensics for Justice gewerk het. Sy het nou 'n saak gemaak teen Zuma Sambutla van aanhitsing en die hof het nou gister na baie van die video's gekyk. Ek het nou die heeldag se verrigtinge dopgehou. Dalim Pofu is haar regsverteenwoordiger, so Dalie het weer sy dag in die kolle gehad, maar hy het nogal gister nie sleg gedoen nie want teen die einde was Sarah Jane Trent nie meer baie seker of die goed wat sy aangeheg het en die goed wat sy oorgestuur het regtig aanhitsing is nie. Want as byvoorbeeld jy weet ja, sy sê sy het dit nou gesien in die konteks van die tyd toe mense baie bang was, jy weet so enigiets wat nou gelyk het of dit op geweld gaan afstuur is rondgestuur en mense het gesê o, pas op hiernatoe, pas op daarna toe, kyk Zuma Sambutla dit aangestuur, maar dit gaan baie moeilik wees om te bewys. Dit lyk nie vir my of die saak in hierdie stadium so baie sterk saak het nie. Mense weet nie, dalk trek hulle nog 'n ander haas uit die hoed uit. Maar Jacob Zuma het nou ook gesê, hy was ook gister in die hof, hy het gesê hy gaan ook in sy dogter se verhoor getuig en dan gaan hy nou vir ons vertel. Was hy in die hof? Hy was daar ja, hy was vir die keer in die wat noem jy dit onder die aan toeskouers daar. Maar hy is dan so gereeld so siek, hy kan nie self in die hof wees nie. Ja, maar dis anders as jy in die beskuldigde bank speer. O. Maar dit gaan ook vreemd wees om hom nogal in 'n getuiebank te sien want hy wou ook mos nie voor die Zondo-kommissie getuig het nie. Maar hy gaan nou vir ons vertel hoe erg dit was om toegesluit te word. So ons sal nou maar daaroor hoor. Jy weet en gister toe Dalim Pofu het nou gesê hierdie ding dui op 'n hele politieke komplot van Cyril Ramaphosa se regering om die Zumas by te kom. Dis nou die aanslag wat hulle vat in hulle veldtog in die hof. Jy weet, hy sê Ramaphosa en Paul O'Sullivan was jarelange vriende en ja, al sulke tipe goed en hoekom het jy nou daar by Zuma Sambutla geskryf sy's 'n begunstigde van die Guptas as sy nie aan een van die Guptas se maatskappye dien en al sulke goed nie weet. So dit gaan weer oor en weer gebeskuldigery wees en allerlei goed, maar ons sal maar sien wat op die einde gaan gebeur. Maar ek dink die staat moet regtig maar ergens haas nog uit die hoed uittrek. Gert, maar as nou so erg was vir Zuma om toegesluit te word, dan moet jy jouself seker onskuldig hou. Jy moet so ja, maar Zuma beweer mos hy het niks verkeerd gedoen het jy. Ja, nee, die land floreer tans. Ja, natuurlik. Hy sê toe hy aan bewind was daar nie probleme met Eskom nie en mense het nie probleme gehad met ek meen daar was nie so baie werkloosheid en ongelykheid en al sulke goed nie. Kyk as jy na hom luister, hy praat baie lank, hy praat omtrent 'n uur lank, maar dit klink die hele tyd of hy in 'n ander Suid-Afrika bly as waarin ons bly. Maar ja. Maar dieselfde as ons huidige president. Ja, sommige mense sê so Peer. Ja, dan moet ons 'n bietjie praat oor toevalligies, dan nie glo nie, maar dis ook met die Zuma familieparty verbind. Dat die mense wat ons gesê die Suid-Afrikaners wat vasgevang is in die oorlog in die Oekraïne wat aan die Russiese kant veg blykbaar. Lyk vir my is MK-lede. Ja, News24 het gister nou die onthulling gemaak, dis MK-lede wat soontoe gegaan het vir hulle moes opleiding as leiwagte gekry het, maar die Russe het hulle toe nou maar as soldate teen Oekraïne gebruik. En nou is die mense bietjie hulle omstandighede is nie baie lekker en ek wil ook nie in 'n oorlog ingedruk word as ek nie daarvoor geteken het nie. Jy weet en Fikile Mbalula het nou gister so half spottenderwys daarna verwys toe sê hy maar hy sal liewers nie kommentaar lewer nie anders word hy weer gesoe. Hy sê maar ja, die mense mag nie sulke goed doen nie. Suid-Afrikaners mag nie sulke goed doen nie. Dis onwettig vir Suid-Afrikaners om aan 'n buitelandse leer vir 'n buitelandse leer te gaan veg of om vir hier soldate te gaan veg. Mense weet nou nie hoeveel hulle betaal is nie, maar jy weet mos daar's nog altyd bande tussen Zuma en Rusland.
Maar die MK-party is deesdae ook vir al die verkeerde redes in die nuus, want hy het nou al sy 4de, dink ek, is dit sy 4de of 5de hoofsweep in die parlement gehad, het al 7 sekretaris-generaals in 1 jaar gehad, en ek dink 5 tesourier-generaals. So, ja, en daar is nog nooit 'n leierskapsverkiesing gewees nie, daar is net 1 leier, en dit is die oud-president, en lyk my, hy besluit maar wat gebeur, jy weet. So, hy het ook 'n brief blykbaar toe nou vir die Russe geskryf, maar ja, ek weet nie of hulle hom veel daaraan gaan steun nie, maar ons departement van buitelandse sake moet nou maar kyk wat hulle kan beredder. Dis uiteraard seker maar Suid-Afrikaanse burgers, so hulle moet bekommerd wees oor hulle, en kyk wat hulle kan regkry. Gert, ek het regtig nie toe jy sê MK-party is deesdae in die nuus vir die verkeerde redes. Ek weet jy nou nog nie wanneer in die nuus was vir goeie redes van dit gestig is nie, maar Jennifer, jy gooi dan. Toe hulle so goed gedoen het in die verkiesing, Jennifer. Dis waar. Toe ons besluit het ons stem vir die mense wat almal nie sonderkommissie genoem is. Dis toe ek hoor jy. Jennifer, jy is baie dapper vanoggend, hoor. Maar ek verstaan, okay. Maar ons hoop werklik ons burgers kom terug. Ja, of hulle ons hoop nou maar 'n paar mense te les geleer nie. Ja. Ja, ons hoop nou maar 'n paar mense te les geleer en ander mense sien wat gebeur as jy sulke goeders doen. Ja. Dan aanklaer vra 2000 jaar se tronkstraf vir 'n burgemeester. Dis die burgemeester van Istanbul wat al van Maart in hegtenis geneem is en hy word nou van allerlei korrupsie goed beskuldig, maar mense sê dis maar 'n politieke komplot van Erdogan om hom uit sirkulasie uit te kry. Nou het hulle gevra, ek dink die klagstaat is omtrent 4000 bladsye. Ek weet nie wie gaan so 'n klagstaat heeltemal lees nie. Jy moet omtrent seker 'n maand op sy sit daarvoor. Maar nou vra hulle vir 2000 jaar tronkstraf. Sy naam is Ekrem Imamoglu. Ja, 2000 jaar is nogal baie nie. Selfs al kry jy afslag vir goeie gedrag, gaan dit nie, maar dit wys jy maar net hoe belaglik dit is, jy weet. En ek dink regtig dit is nogal politiek georiënteerd, want Turkye is baie diktatoriaal van aard deesdae. Maar nou ja, 2000 jaar peer as iemand nou vir jou sê jy moet 2000 jaar in die tronk gaan sit. Wel, dan seker maar waar die tronk is. En hoeveel boeke hulle vir jou bring? Ek sien Ghislaine Maxwell, daar's stories in die media dat sy soos 'n koningin behandel word daar in haar tronk wat ook nou nie reg is nie, jy weet. So dan help dit ook nie ek stuur tronk toe as dit baie lekker is in die tronk. Gert, dis 'n deurmekaar wêreld. Soos Dr Pieter Groenewald sê, as jy tronk toe gaan, dan moet jy goed verbeur so selfone en TV's. Ja, tronk is tronk. Tronk is tronk. Tronk is nie 'n vakansiewoord nie. Ja. Okay, maar 2000 jaar is bietjie rof. Bietjie rof. Ja, dan vra mens weer soos jy sê die vraag, is polities gedrewe of nie? Dan kan mens vir Duduzile ook vra. Ja, dis waar. Ja, Polities gedrewe of nie? Dis waar. Sy is nog nie skuldig bevind aan enigiets nie. Ja, sy is nog nie skuldig bevind aan enigiets nie. Ja, dis reg. Kom oor dieselfde, was almal oor dieselfde kam skeer. Ja. Dan baie lang dans. Hierdie knaap het besluit hy wil 'n stukkie dans. Ja, hy dans toe maar, dis op ek verstaan nie hulle noem dit, wat noem hulle dit? Een of ander dance revolution, dis sulke blokke op die vloer en dan sal sulke verskillende ligte, dan moet jy nou hop van die een blok na die ander blok of so iets. Die speletjie, ja. Ja, die speletjie. Hy het so gedans vir 6 dae lank na bewering en op 3000 liedjies en hy het meer as 22000 kalorieë verbrand. Ek weet nie, is dit baie? Seker, ja, want het gaan mens baie maar word. Ek tel nooit my. Hulle noem sy bynaam is Grasshopper want hy het blykbaar van kindsbeen af net rondgespring, jy weet, so lyk my hy spring maar nog steeds rond, maar hy hou van baie uitdagings. Hy het al marathon speletjies deelgeneem aan hierdie televisie speletjies vir jy weet, ek weet nie hoe lank die paar dae en jy weet, so hy hou van sulke uitdagings. Hy sê as iemand nou hierdie rekord verbeter, gaan hy beslis weer probeer om dit nog langer te maak. Maar dit is nogal, dit vat nogal baie. Jy moet hom seker af en toe 'n bietjie ek weet nie hoe werklik dit en so 'n bietjie miskien 'n draaitjie loop en swaan, maar is nog steeds baie, jy weet, 3000 liedjies en jy hop die hele tyd hier rond en ja, verloor al hierdie kalorieë en so. En hy sê hy het geoefen ook daarvoor. Ja, natuurlik sê jy sal seker moet oefen, jy moet toch al redelik fiks wees nie. Maar nou ja, dit elke iets toe is oud, maar ek sal nou nie dit in my tyd om te kry, jy weet, daar's ander rekords om te breek. Daar's ander rekords om te breek, ja. Soos kyk hoeveel boeke jy kan lees byvoorbeeld of so iets, jy weet. Dis beter. Langste vakansie. Langste vakansie, Peer, daar praat ons nou. Sulke goeders, ja. Ja, hier in November die langste vakansie, ja. Gert, dan laaste storie, die duiwelse bytjies. Ag, dis die pragtigste goedjies. Bye is ook nou nie, is maar ja, bietjie bo rotte daarom alhoewel steek, maar ja. Bietjie bo rotte. In Australië het hulle nou hierdie nuwe plaaslike byspesies gekry met sulke klein horingkies. En toe gee hulle nou maar die naam die luciferbytjie, dit is nou 'n duiwelse naam, maar ja, hulle kom nou by sekere skaars wilde blomme voort. Jy weet, en gebruik nou maar die horingkies om styfmeel rond te dra en sulke goeters, maar dis interessant, die horingkies kom net by vrouens voor.
vrouebytjies voor. So Pierre, ons bly nog engeltjies in daai opsig nie. Dis die vrouens wat die duiwels. Gert, ek kon al lank vir jou gesê, Kon jy dit al lank vrouens al in die gesê? horings. Jy moet Ja. oppas. Ja, gelukkig gaan ek nou loop, dan moet jy nou opgeskeep sit met al jou uitlatings. Nee. Maar ja, dis interessant. Dis interessant dat mense nog nuwe spesies ontdek terwyl daar so Ja. baie Ja. spesies uitsterf en so aan. Dis Dit is verstommend merkwaardig. wat 'n mens nog in die wêreld kan ontdek nie. Ja, Gert, dit is lekker om te hoor daar's goeie nuus ook. So altes in die politiek en ons wat bekommerd is oor ons land en eintlik net wil hê almal moet saamwerk om die land op te bou. Maak nie saak wat se party dit is nie en dat mense vervolg word waar hulle moet vervolg word. Maar dan kry mens ook stories soos hierdie waar mense elke dag soos nuwe spesies ontdek. Dit is lekker om dit te sien. Ja, mense moet eintlik bietjie soek na goeie nuus, jy weet. Dit is altyd wonderlik om goeie nuus te sien. Dit is nogal vreemd dat diere gewoonlik vir jou goeie nuus oplewer nie, want ek meen hoe meer mense jou teleurstel, hoe meer kyk jy na diere, is dit nie? Meer is vertroue baie kry jy waar. weer in diere. Jy kry meer vertroue in diere nie. Ja. Maar nou ja, Gert, dankie vir die saamgesels dis 'n vanoggend. groot plesier. Dit is Gert van die Westhuizen bly net daar waar jy is. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.